Jy kan so lank, ek het laat opsit daar so Johannes 4 en Genesis 3, kan jy so lank na, ons gaan eers met Genesis 3 begin, so jy kan eers na hom toe blaai, en dan kan jy na Johannes 14, kan jy so lank regmaak. Ons gaan vandag 'n bietjie daaroor gesels. Ek weet nie van julle nie, maar op 'n stadium in 'n mens se lewe, ons het, ek wil amper sê, in 'n bevoorregte posisie, dat ons net een NG Kerk op die dorp het. Maar as jy nou na groter dorpe toe gaan, en stede toe gaan ensovoorts, dan is daar gewoonlik 'n klomp verskillende kerke waartoe jy kan gaan. En ons het altyd gepraat in Bloemfontein van jy doen church hopping. Met ander woorde, jy gaan so van kerk tot kerk en dan ergens, dan is daar nou 'n kerk wat jy nou voel, hier pas jy nou in, of dit is nou die plek waar jy wil wees ensovoorts. En dan is dit omdat jy, ek wil amper sê, aanklank vind soos met hoe daai gemeente of daai kerk of daai denominasie, maak nou nie saak wat dit is nie, hoe hulle 'n ding doen. En ek het nogals oor dit gedink, want ek was by baie kerke gewees, want toe ons teologie geswat het, hoe ek geswat het, was ek, elke nou en dan het ek na 'n ander kerk toe gegaan, om te sien wat doen hulle, en hoe doen hulle dit. En as dit snaaks so 'n mens, jy's gewoond aan 'n sekere manier van hoe om goed te doen, en dan kom jy by 'n volgende gemeente, en dan doen hulle dit so, en dan is dit een van twee goed, of jy voel so half ongemaklik, of jy voel, ek hou nogals van dit. En die een ding wat vir my snaaks was, en ek was in 'n paar kerke in Amerika ook, is ons spreek die seën uit aan die einde van die diens, by die NG Kerk, oor die hele wêreld, doen hulle dit. En dis so half asof die diens dan afgesluit is. En ek was by 'n gemeente gewees wat die ou net gesê het aan die einde, okay, see you guys next time. En dit was my so half onafgehandel, so half stomp. Dit het net nie vir my lekker gevoel. So, en ek was by verskeie geleenthede wat ons by kursusse was, of ouens wat goeders aangebied het, en wat hulle gepreek het, of 'n tema gehad het wat behandel word. Ons moet elke nou en dan gaan vir punte, hulle VBO punte, voortgesette bedieningsonderwys, en dan is daar een of ander spreker wat daaroor praat, oor een of iets anderste. En die een ding wat by al hierdie goeders in gemeen het, alles, is alles, en elke ding wat ons by was, is daar 'n ritme. Alles beweeg op 'n sekere ritme. Daar's altyd 'n ritme teenwoordig. Of, om Engels te gebruik, 'n lack thereof. Daar's 'n ritme wat goeders beweeg. En as jy met enigiemand praat wat bietjie musiek agtergrond het, of iets van musiek af weet, is dit die een ding wat jou hart moer, as daar iemand is wat probeer om musiek te lei op een of ander plek, en dan weet die ou nie wat hy, of die vrou, of wie ook al dit lei, weet nie wat hulle doen nie. En dan is dit so half, of die ou sing van key af, of wat ook al, en vir die normale ou is dit okay, maar as jy bietjie musiek het, dan frustreer dit jou so klein bietjie. Want dit is so half, daar is iemand anderste wat beter is wat dit kan doen, en hoekom doen hy dit nie? Soos by 'n plek waar daar baie mense was, soos baie. Ek dink dit was oor 1.2 miljoen mense, en toe klim 'n ou op die stage op, en hy het 'n gitaar, en ek dink nie hy het in sy lewe al gesien waar se gee nie, en toe speel hy ou musiek, en toe dink ek net by myself, hier so staan mense in hierdie gehoor, wat professionele musikante is, wat hierdie baie beter kan doen, hoekom los julle dit nie vir hulle nie? Want nou is jy 'n frustrasie wat in jou opgebou word, en ek is veronderstel om nou te sing, en dit krap hier in jou ore die hele tyd. En dan sit net so half, kom ons gee dit vir die ouens wat bietjie meer weet wat om te doen, wat bietjie meer weet van begeleiding af. Want sien, daar's 'n groot verskil om te staan en gitaar te speel, en om worship te lei. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Want ek weet nie of wie van julle bespeel instrumente nie, maar om gitaar te speel is moeilikerig, om saam met dit te sing is nog moeiliker, dan om nog begeleiding te doen is nog 'n volgende stappie, dan om dit saam met 'n band te doen is nog 'n ekstra stappie,
Want hier is die probleem, alle musikale mense is temperamenteel. Hulle het regtig 'n klein meertjie aan hulle. Dit is ongelukkig hoe dit is, want hoekom? Hulle is skepend. En sodra jy skepende mense by mekaar sit, het ek al gesien hoe staan en skree mense op mekaar op 'n stage, omdat hulle ongelukkig raak met mekaar. Jy's buitekant ritme, jy's nie besig om dit reg te doen nie, en so voort. Hoor julle die wêreld en ons normale lewe in wat ek nou net verduidelik het? En dis ons grootste probleem is, musiek speel 'n ongelooflike groot rol in die wêreld. Waar ook al jy gaan, speel musiek 'n ongelooflike groot rol. En dis hoekom ek nou nog gepraat het van Kids Games. Dis die lekkerste ding in die wêreld. Ek sê dit oor en oor en oor. Die enigste tegnologie wat ons gebruik gedurende die hele week is musiek. Dis al. Verder is dit springtoue en hoepels en balle en analog devices. Want kinders verstaan dit mos nie meer nie. Die beste van alles is, ek het dit al gesê, dan los ons die kinders op 'n stadium bietjie langer as gewoonlik, laat hulle kan speel, want ons moet hulle leer om te speel, want hulle weet nie om te speel by die huis nie. En net so rukkie, dan sal hulle na jou toe kom, 10 minute. Oom, ek is verveeld. Dan sê ek maar, hier's balle en hier's toue en hier's allerhande speletjies, maar ek weet nie wat om te doen nie. En wat doen ons as ouers? Ouma, kom ons kry gou vir jou iets om te doen. Waar ons generasie Gen X'ers, jou maat jou uitgejaag en die enigste keer wat jy by die huis gekom het, is as jy aandete teruggekom het. Die res van die tyd het jy buitekant gespeel, en ons kan dit nie meer, die kinders van vandag weet nie meer om dit te doen nie, want ons as ouers probeer hulle beskerm, en dan help ons hulle om nie verveeld te wees nie, en dis die verkeerdste ding wat ons kan doen, sê die sielkundiges, ek praat nou uit 'n sielkundige oogpunt. Want sien, ons leer hierdie kinders om 'n slag weer te werk aan die buitekant, en musiek speel hierdie rol, dis waar ek wou wees. Musiek speel hierdie rol, want as speel 'n liedjie, dan weet hulle moet so intoe gaan. Speel hulle 'n liedjie, en weet hulle moet so intoe gaan. En op 'n stadium vra vir enige ouers, dan is daar hierdie liedjie wat hulle by die huis kom, wat jou van jou kop afdryf, want hulle sing dit die hele tyd, as hulle terugkom. En dan kom hulle daar aan, en hier is een van die Bananas of the World Unite. Peel, banana, peel, banana. Dan sing hulle hierdie liedjies oor en oor en oor, want hoekom? Hulle is nie gewoon daar nie. Nêrens langs die pad doen hulle dit nie, en nou leer ons hulle hierdie liedjies sing, en nou steek dit vas, want ergens het hierdie beat vasgehaak. Ons leer ons kinders, ons leer jou kind dans, ons leer jou kind van ritme, en ons leer hulle van, daar is 'n ritme in die wêreld daar buitekant, wat ons moet doen. Ons is deel van ritme. Vanoggend se diens, so julle kan hoor gaan oor ritme. Ons is deel van 'n ritme. Omgewingsritme, seisoene ritme, sonsopkomsritme, sonsondergangritme, die maanritme, die migrasiepatrone van diere se ritme, sosiale ritme, skoolwerk, vriende, enige interaksie met mense ritme. Ons hart het 'n ritme. Ons brein het 'n ritme. Ons lewe het 'n ritme. En sien, partykeer raak ons uit ritme uit. Ons ken mos die grappie van, toe Ami nog Ami was, dan Boetie gaan border toe, dan masseer almal so, en dan sê mamma, kyk, Boetie is die enigste ene wat in ritme masseer op hierdie oomblik. Dis die probleem. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is ritme belangrik? Want in Genesis 2, so ek het ons Genesis 1 gedoen, in Genesis 2, dan blaas God asem in Adam in, en hy gaan, en dan sit hy Adam in ritme met die skepping. Hy gee vir Adam beweging, sodat hy in ritme kan kom met die skepping.
En as jy gaan lees Genesis 1, is alles in perfekte ritme. Elke ding gebeur op sy tyd, soos dit moet gebeur. Daar's absoluut niemand klap buite ritme nie. Almal klap presies op ritme. Die voeltjies klap op ritme, die blomme klap op ritme, alles is in presiese ritme, soos wat God dit beplan het. God sê vir Adam en Eva aan die begin, dan sê hy vir hulle, hoi, julle kan eet van wat julle wil, los net die 2 bome in die middel van die tuin uit. Goed en kwaad en ewige lewe. Los net dit uit. Verder kan julle maak net wat julle wil. Klink dit nie soos ons kinders nie? Dis die snaakste ding in die wêreld, het julle al gesien, moenie vat nie, nat verf, dan sit daar sulke klomp vingermerke rondom daai selfde ding wat sê moenie vat nie, nat verf, is dit regtig nat. Dis wat ons doen. So as jy nie iets gedoen wil hê nie, sê vir die kinders, hulle moet dit nie doen nie, dan doen hulle dit wat jy wil hê hulle moet doen. So dis hierdie hele ding van God sê vir hulle, moenie, julle kan maak net wat julle los asseblief dit net uit. En dan wat doen hulle? Hulle gaan verander die ritme. Hulle gaan breek die ritme. Want hier's die ongelooflike ding is, hierdie mense stap saam met God elke aand wind, as die aand somers briesie daar blaas, dan stap hulle wandel saam met God in die tuin, op 'n perfekte ritme, en ewe skielik nie meer nie. Ewe skielik word die ritme gebreek. Ewe skielik is dit stikkend. Genesis 3, ons lees vanaf vers 7. Adam en Eva het nou klaar geëet van die boom van kennis, goed en kwaad eintlik maar, en dan vers 7. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Ek dink dit was nogal spret geweest, daai jukkery. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. Hoor mooi, hulle weet presies wanneer God kom, want dis deel van hulle ritme. As die aandwind opkom, dan het hulle saam met God gaan wandel in die tuin. Het hulle met die skepper van die heelal gaan stap. En ek sê mos daai wandel, die Hebreëse woord vir wandel daarso, dis moeilik om dit te beskryf, en ek het dit al probeer verduidelik. Het jy gesien as oupa en ouma altyd gaan stap het? Want oupa se hande so half agter sy rugte gevou, en dan is dit asof hy sy tree afgetree het. Hy stap so asof hy's nêrens heenhaastig nie. Hy loop so, hy waggeloop so. En dis die wandel wat hier beskryf word, dis om in perfekte ritme saam met iemand te stap. En jy agterkom as jy saam met iemand stap lank genoeg, julle tree is presies dieselfde, want as my tree langer of korter is as joune, dan gaan ek voor jou uitloop. En dis wat hier gebeur het, hulle stap saam met God. Dis wat gebeur het. Vers 8, hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd wat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Vers 9, maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra. As jy 'n pen, as jy in jou Bybel skryf, kan jy hierdie so groot omkring en onderstreep. Waar is jy? Waar is jy? In die hele skepping is dit die eerste keer wat God 'n vraag vra. Van die begin van tyd af is dit die eerste keer wat God 'n vraag vra. Waar is jy? Hy vra nie die vraag omdat hy nie die antwoord ken nie, hy is God, hy weet alles, maar hy vra die vraag. En die mens antwoord. Ek het u hoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal, toe het ek weggekruip. Ons lees net tot daar. So wat gebeur hierso? As jy mooi kyk na hierdie gedeelte, is God het 'n ritme geskep. God het gesê, hierdie is die perfekte ritme. Wat doen die mens? Ek weet beter. So ek het nie nodig om hierdie ritme te volg nie, ek gaan my eie kop volg. Dan breek hy die ritme met God, en toe hy die ritme met God breek, wat God vir hom gesê het, dis die beste ritme, toe hy dit breek,
toe kom hy agter my, hier's 'n klomp goed fout. En dan vra die koning van die heelal, God vra 'n vraag, waar is jy? En dis die eerste keer wat God 'n vraag vra. Nie omdat hy nie weet nie, hy weet wat is die antwoord. Maar hy vra dit om vir die mense te wys. Hoor hierso? Kan julle agterkom wat aangaan? Hoeveel keer het dit al by julle gebeur? Veral as die kinders klein is, dan was hulle in die kombuis gewees. Dan sit 'n gemors. Jy weet presies wie se culprit. Wie van julle het so in die kombuis gemors? Die beste vraag om dit vinnig uit te vind is, as jy sou pak sla uitdeel, of as jy sou straf, watse straf sal jy uitdeel? Het agterkom dit werk goed. Watse straf sal jy uitdeel? Die onskuldige een sê altyd, jy's pak sla, en hok, en die een wat skuldig is, nee, mens moet maar vergewe, so vinnig kom jy agter, wie is die skuldige party daar is. So wat doen God hier? So as hy weet alles, hy ken alles, hy weet al die goeie, so hy vra nie die vraag om 'n antwoord te kry nie, hy vra die vraag dat die mense kan agterkom wat hulle gedoen het. Alles loop in ritme. Vir die eerste keer in die skepping is Adam en Eva nie op die plek wat hulle met God ooreengekom het om te wees nie. Hoor mooi, vir die eerste keer in die skepping is Adam en Eva nie op die plek wat hulle met God ooreengekom het om te wees nie. Waar was dit? Ons kry mekaar hier in die tuin en van hier af gaan ons wandel en dan gaan ons 'n bietjie om die tuin stap en dan gaan ons net 'n bietjie gesels oor die dag. Wie daag nie op nie? Die mens. Vandag, wie daag nie op nie? Die mens. Kan jy dink, ek wil nou amper sê, wie van julle het er al oorgekom, jy maak 'n afspraak met iemand en die persoon daag net nie op nie. Dit is so half, dit maak jou ongelukkig vir verskeie redes, en die ding, en dis soos ek probeer regtig om nooit laat te wees nie, maar dan as ek op pad ergens heen en dan bel iemand my en dan haak dit vas en dan laat weet ek net gewoonlik, hoor ek gaan laat wees, ek is jammer, so ek probeer, want een van die goeders wat my baie kwaad maak is, as iemand laat is, sonder om jou te laat weet, dis respekvol teenoor die persoon. Want jy mors sy tyd, met ander woorde wat dit vir my sê, is net eenvoudig, my tyd is meer belangrik as jou tyd. So eenvoudig is dit. So wat doen die mens hier so? As die mens daag nie op vir God nie, met ander woorde, hy is nie vir ons belangrik genoeg nie. En in vandag se lewe is dit net so waar. Hoeveel keer sit en wag God vir jou en sy wandeling? Wat jy saam met hom tyd spandeer? Wat jy die Bybel vat en wat jy Bybelstudie doen? Of wat jy bid? Of wat jy net incheck by hom en net met hom gesels? Hoeveel keer sit en wag God vir jou en jy daag net nooit op nie? Wat jy nie jou verantwoordelikheid nakom teenoor God nie. Ons sê, ons gaan Bybelstudie doen, en ons sê, ons gaan dit doen, en ons sê, ons gaan dat doen, ons gaan tyd saam met God spandeer, en dan gebeur daar goeders. En wat gebeur as gevolg van Adam en Eva, wat hierdie ritme breek, is van Genesis 3 af reg deur tot by Maleagi, die laaste hoofstuk, probeer ons die hele tyd hierdie ritme herstel, deur byvoorbeeld ons offergawes te bring, en om diere te offer, en om alles in ons moontlike vermoë te doen, om die ritme weer reg te kry, en ons kan dit eenvoudig net nie reg kry. Want ons kan nie, ons bou tabernakels wat ons vir God tot sy eer oprig in daai tyd, waar God in is, sodat ons vir hom kan offergawes bring, en wat ons eerste gedeelte van ons oes bring, en al daai goeders, want dit moet aanneemlik wees vir God, sodat ons ritme kan verbeter, dat ons hierdie brug kan slaan tussen ons en hom, en dit gebeur eenvoudig net nie. En dan, tot nou toe, sukkel ons met dit, maar gelukkig langs die pad is daar iemand wat ons bietjie gehelp het met dit.
Want sien, Jesus verskyn op die toneel. En hy's hierdie skrynwerker, ek dink dis die beste woord vir dit. Carpenter is my net 'n baie mooier woord, dit verduidelik dit beter. Jesus is hierdie carpenter, maar dis wat hy was. Ons weet vanaf wat hy gebore is, weet ons ietsie van hom af tot so hier by 3, 4, 5 se kant, en dan ewe skielik dan weet ons baie min van Jesus af totdat hy 30 is. So in daai gedeelte was hy 'n skrynwerker, hy was 'n carpenter saam met sy pa, want jy sê jou pa se werk gedoen het. Hy was intussen by die kerk gewees wat hy geleer het om 'n rabbi te word, want dis 'n normale verloop gewees van 'n Joodse seentjie se lewe. Maar dan daarna, dan is hy 'n skrynwerker, so hy werk met sy hande. Hy's hierdie man wat gewerk het en hy het goed gebou. Hy's hierdie skrynwerker, maar hy's ook die koning van die heelal gelyktydig. Hy verskyn nie, want hoe het al die ander konings verskyn? As hulle ingekom het by 'n plek, sê nou maar hulle word gebore, en die koningin gee geboorte aan die prins wat later die koning word, dan was daar partytjies gewees, en daar was geblaas op bassyne gewees, en Jesus kom glad nie so die wêreld in nie. Die koning van die heelal kom met 'n donkie ingery in Jerusalem, nie met 'n perd met full armor en goeders, nee, hy kom met 'n donkie ingery daar. So hierdie skrynwerker kom op 'n gewone, ondramatiese manier die wêreld in. Jesus kom om die evangelie te bring. Wat beteken die woord evangelie? Die goeie nuus. Dis die evangelie. Jesus kom en hy bring die goeie nuus. Wat's die goeie nuus? Jy hoef nie dood te gaan. As jy my volg, dan kan jy die ewige lewe kry. Maar daar's 'n paar reëls wat jy moet nakom. Ek het nou eendag die redenasie gehoor wat die ou sê, hy kan nie dink dat 'n God jou kan verplig om hom te volg, anders te gaan jy hel toe nie. Dit klink nie vir hom na 'n opsie nie, want nou word jy verplig om iets te doen, jy doen dit nie uit vrye keuse uit. En toe sê die ander ou in die redenasie, toe sê nee, dis baie eenvoudig, jy sien dit verkeerd. Dis 'n brandende gebou, en daar's net een deur. So as jy nie by die deur uitgaan nie, gaan jy doodbrand. So jy het die keuse, bly in die gebou en brand dood, of hardloop uit by die deur. En Jesus sê, ek is die deur. So as jy deur my kom, dan kan jy gered word, maar as jy bly waar jy is, gaan jy doodgaan. Ek dink dit is 'n ongelooflike goeie verduideliking van hoe dit werk. So dis dood eenvoudig, ek is die deur, ek is die redding vir jou. Ek bring vir jou die goeie nuus, ek maak mense gesond, ek genees mense, ek laat mense uit die dood uit opstaan, en vir hierdie 3 jaar wat hy op aarde is, net 3 jaar, wat hy besig is om die evangelie te verkondig, mense gesond te maak, ensovoorts, verduidelik hy vir die mense, wie is God? En dan sterf hy aan die kruis vir ons, sodat ons nie hoef te sterf nie. En hy sterf, en hierdie is, daar's 'n baie mooi Engelse gesegde, bittersweet. Hy sterf met dieselfde gereedskap wat hy neergelê het om vir ons die evangelie te bring. Hoe mooi is dit? Hy sterf met dieselfde gereedskap wat hy neergelê het om vir ons die evangelie te bring. Wat is? Hamer en spykers en hout. Dis waarmee hy sterf. Dit wat hy neergelê het, word opgetel en teen hom gebruik. Jesus stuur dan die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees in ons kan werk om die brug te slaan tussen ons en God, deur Jesus, sodat God gekommunikeer kan word aan ons. Die Heilige Gees help ons om soort van weer ritme te kry. Ons is nog nie heeltemal daar nie. Ons het so nou en dan wat ons daarom op ritme kom, en dan gaan ons weer uit ritme uit. En dan kom ons weer in ritme, en dan gaan ons weer uit ritme uit. Ons wag baie keer op God om op te daag. Het jy al agtergekom, soos mense sê baie keer, en God het opgedaag. God het nog nooit opgedaag nie. God was nog die hele tyd hier. Of hy is nog die hele tyd hier. Dis ons wat opdaag.
Hy is nog die hele tyd hier. Ons kom dit net baie keer nie agter nie, want ons konsentreer nie daarop nie. Het julle al agtergekom hoe baie rooi karre is op die pad? Jy kom dit nie agter nie totdat jy oplet hoeveel rooi karre is op die pad. So sodra jy begin fokus op iets, dan begin jy dit raak sien, en dis wat God vir ons sê hierso. Hy het lankal al opgedag, hy het 2000 jaar terug het hy opgedag, aan die kruis, vir ons, maar ons sien hom net nie raak nie. Ons moet onsself afvra, wat is die ritme van die evangelie wat ons dans op? En dit gou vir julle 'n klein bietjie statistiek gee hierso. En hierdie het vir my half sulke koue koors rillings gegee. En hierdie is net Afrika. Nou dis maak nou nie saak wie die mense is wat die navorsing doen nie, hulle is baie goed daarmee, maar hulle het in tussen die jaar van 2000 tot 2010, en daai 10 jaar tydperk, het hulle gaan kyk na gelowe in Afrika, die hele Afrika, nie net Suid-Afrika nie, hele Afrika. Christene was 48,4%. Moslems 41,3%, Hindus 0,2% en dan tradisionele godsdienste, dit gewoonlik Afrika godsdienste, 8,7% en dan sit daar so 'n klomp ander klein goedjies aan die kant wat nou nie eers hierby tel. Maar hoor nou gou, grootste Christene 48,4%. Dis die grootste hoeveelheid in Afrika. Die tweede grootste is moslems 41,3%. So wat gebeur nou 2026? Hulle het weer nou die 5 jaar gevat. So met ander woorde, en toe gaan kyk hulle weer en hulle doen weer die statistiek rondom dit. En as jy dit nou omwerk na getalle toe, van 200 miljoen mense af na 690 miljoen mense het Christene geword. 200 miljoen na 690 miljoen mense het Christene geword in Afrika. Dis 'n 48,4% sprong van daar af na 'n 62% toe. Dis 'n massiewe sprong wat nie Christene was nie, wat nou is, van 2000 tot by 2026. Hier's my vraag, waar is hulle? Waar is hy Christene? Want hulle sê vanoggend hier nie. So dit bekommer my, as ons al hierdie Christene ewe skielik wat nou Christenskap aangeneem het, is ons terug by die ou sisteem. Onthou julle die ou papiere wat ons moes ingevul het? Dan was daar 3 kategorieë, Christene, nie Christene of ander. So as jy nie geweet het wat jy was, jy merk jy maar Christen. Is dit wat ons is ons besig om maar net te merk Christen, omdat ons nie weet in watter kategorie ons val nie, of is ons besig om regtig na die ritme van Jesus se hart te dans? Want dis die verskil, dis waar ons dit kyk. Ek wil hierdie lees. Is ons besig om populêre Christenstelsels aan te hang, of is ons besig om Christus aan te hang? Hoor mooi. Is ons besig om populêre Christenstelsels aan te hang, of is ons besig om Christus aan te hang? Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Ons het verlief geraak op hierdie hype, in plaas van om verlief te raak op Christus. Die regte ware goeieries is nie feel good news nie. Want ons wil altyd ons wil goed voel. Ons wil altyd goed voel oor onsself. En as ons nie goed voel oor onsself, dan is daar 'n probleem. So wat is die weg? Waartoe nou? Wat is die ritme wat ons moet dans? En nou kom ons by Johannes 14. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. Is Jesus wat nou hier praat met 'n klomp mense. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Dis net voordat Jesus
opvaar hemel toe voordat hy gekruisig word, al daai tipe goed. Ons nou is hy besig om vir die mense te sê, ek is op pad na my Vader toe, ek gaan vir julle plek regmaak, al daai tipe goed. Vers 3. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dan maak Jesus die volgende opmerking. En julle, hoor nou, hy maak die opmerking. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Hy sê vir die mense, dis sy disippels hier, onder andere, julle weet waartoe ek gaan. Vir 3 jaar lank het julle saam met my hierdie pad gestap. Vir 3 jaar lank was julle saam met my in 'n ritme gewees. Vir 3 jaar lank het ek vir julle alles vertel wat ek moontlik vir julle kan vertel. Met ander woorde, julle weet mos waartoe om te gaan. Julle weet, julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Dan sê Thomas vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dit wat ek nog vir julle die hele tyd gesê het, vandat ek en julle saam met mekaar is. Ek sê dit nou net vir julle weer. Is julle doof? Is julle doof? Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my nie ken nie, sal julle my Vader ook nie ken nie. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle. En ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Hoe teleurstellend moet dit wees vir Jesus hierdie? Yes, ouens, oh my soul. 3 jaar stap ek saam met julle. 3 jaar wys ek vir julle presies wie's God. 3 jaar vertel ek vir julle wat die pad is. 3 jaar wys ek vir julle hoe om 'n ritme te wees met God. En dan weet julle nog steeds nie. Hoeveel keer het ek al in die gemeente gehoor, dan vra mense vir my, maar wanneer praat julle nou oor hierdie spesifieke onderwerp? Dan sit soos in laas week was daaroor daai spesifieke onderwerp gepreek. Laas week. Sienende doof, horende blind. Luister ons of sit ons net hier? Sit ons net by die huis? En sien, dis die probleem. Maak ons net die banke vol of wil ons die ritme leer? Want dan check ons net die bokse. Ek was Sondag by die kerk, check. Ek het my Bybel gelees, check. Wat het jy gelees? Ek gee net gou kans, ek gaan nou vir jou sê, los dit dan eerder net. Jy mors jou tyd. Ons moet die ritme van Jesus leer ken. Hoe? Ons moet Jesus leer ken. Ons kyk gister rugby. As daai speler op die veld op hardloop, dan sê Eyster, dis daai en daai ou. Dit en dit, dis daai en daai ou. Op 'n stadium skop hulle die bal van hulle kwartgebied af en hulle skop die bal in die ander kant se kwartgebied uit. Hy hop direk uit ons ingooi. Ek sê, hoe werk dit? O, dis 'n nuwe reël. Ek het nie eens geweet van die reël. Soos, hy ken dit uit sy kop uit. Dis my volgende vraag. Ken ons Jesus soos ons rugby ken? Ken ons Jesus soos wat ons al die ander goeters ken wat vir ons belangrik is? Ek wil hê jy moet die volgende oefening doen op 'n stadium vandag ergens. Skryf bietjie neer wat jy alles van Jesus weet. Gaan, dan vat jy 'n stuk papier en dan skryf jy vir my neer wat jy alles van Jesus weet. Want ons sê ons is Christene, ons sê ons hang Jesus aan, ons sê ons is besig om in sy ritme te beweeg. Wat weet jy van die persoon in wie se ritme jy beweeg? Hoe leer ons enige iets ken? Hoe weet ons enige iets meer van enige iets? Ons doen navorsing, ons lees daaroor op, ons is besig om dit te studeer.
Studeer beteken nie net om dit so af te lees en in die boek neer te sit nie. Studeer beteken om letterlik dit te studeer, om te kyk. My vraag is weer eens, ken jy vir Jesus? Want as jy vir my sê, jy ken vir Jesus, dan beteken dit, jy kan vir my sê wie hy is. Dis die een vraag wat ek vir die finale jaar sê, elke jaar as hulle daar aankom, is die heel eerste ding. Ek sê julle vroegtydig, jy het die hele jaar kans om dit te doen. Ek wil 'n taak hê oor Jesus. Ek wil weet wie hy is, van waar hy kom, wat hy gedoen het, wat se wonderwerke hy gedoen het. Jy sê jy's 'n Christen, weet jy wie is die Christus wat jy aanhang? Want sien, sodra jy dit begin doen, dan begin jy opgewonde raak oor alles wat gebeur het. Dan lees jy meer. Dan is jy besig om in 'n beter verhouding van die Here te gaan. Ergens moet jy begin. Wie van julle was al by 'n groot konsert gewees? Soos in 'n massiewe groot konsert. Afrikaans is groot, perfekte voorbeeld. So, ons het dit gemis. As gevolg van mense wat gaan staan trou het. Afrikaans is groot, né? Dan sing daai mense en hulle dans en hulle gaan te kere en ons is hier voor. Wow, ons sing, ons gaan te kere en dan sing ons uit volle bors uit vir hierdie een wat hier voor ons staan. Wie wat hoor daai ou in sy ore? Al. Want hy het hierdie goedjies. Mens noem dit in-ear monitors. Hy haak so om jou oor agter en hy druk hy so in jou oor en so. Hy gaan nie albei insit nie, want jy hoor niks. Absoluut niks. Dit kan raas soos wat dit wil voor jou, jy hoor niks. Jy sê vir die klankman daar agter, sit asseblief vir my in-ears, sit vir my die volgende. Sit vir my bietjie van die gitaar, sê nou maar. Sit vir my bietjie van die dromme en sit vir my vocals bietjie harder, laat ek kan hoor hoe ek klink. Ek kan niks hoor wat jy sê nie. Niks. Hierdie klomp voor jou, niks. Die enigste ene wat jy kan hoor is die klankingenieur, want hy kan op 'n mikrofoon praat en vir jou sê, dis wat aangaan. En dan het jy daai ding wat so, dis soos 'n metronoom. Hy hou ritme. Want het julle al gehoor hoe aklag klink dit as iemand die regte woorde op die verkeerde wysie sing? En dis wat dit voorkom. So my vraag is, wie is in jou oor? Wie's in jou oor? Na wie luister jy? Want ons het monitors aan, of ons dit wil erken of nie. Die regte woorde op die verkeerde wysie klink horribaal. Al sing ons die regte woorde, want ons het baie keer hierdie ding, ons sê die regte goed, maar ons is nie in step met Jesus nie. Ons sê die regte goed. Dankie vir hierdie voedsel, laat ons dit nou nooit vergeet hê. Amen. Sê die regte woorde. Verkeerde wysie. Met ander woorde, daar's niks agter dit nie. Dis leë woorde. Is ons besig met dit? Ons ken die waarheid, maar ons wil dit nie lewe nie. Maar ons wil nie die voorskrifte, ons weet wat dit is, ons weet wat moet ons doen. Ons ken dit, ons ken die waarheid, maar ons wil nie volgens die ritme leef nie. Want ons het die waarheid, mens noem dit die Bybel. Ons het die waarheid, ons noem dit ons koinonia, gemeenskap van gelowiges, daar waar ons by mekaar kom en wat ons oor die Here praat. Want dis waar ons met mekaar redeneer oor hierdie goeters en met mekaar gesels daaroor. So ons weet wat die waarheid. Die probleem kom ons wil nie volgens die ritme dans nie. Die ritme is ons optrede. Matteus 4, gaan sommer lees. En hoor hier's 3 goed wat gebeur. Matteus 4 vers 18. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon, ook Petrus, en sy broer Andreas. Hulle was besig om werpnette op die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle, luister mooi, hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg.
volg. Selfe gedeelte net bietjie aan. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy 2 ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in die skei saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skei en hulle pa gelaat en vir Jesus gevolg. Matteus 9, vers 9. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by 'n tolhuis sien sit en vir hom gesê: "Volg my." Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Petrus en Andreas word deur Jesus geroep. Hulle los hulle nette net so en hulle volg Jesus. Jakobus en Johannes word deur Jesus geroep. Hulle los hulle familie, hulle pa en hulle skei net so en hulle volg hom. Matteus word deur Jesus geroep. Hy los sy werk net so en hy volg Jesus. Ons word deur Jesus geroep en ons doen niks. Ek veralgemeen ongelooflik baie, maar ons wees eerlik met mekaar, en jy weet waar is die ritme van jou hart? Wat doen jy vir Jesus? Waarmee is jy besig? As ons Jesus begin volg, moet jy verstaan, as 'n klomp goed wat jy nie gaan verstaan nie. Jesus gaan vir jou 'n klomp goed vra wat nie noodwendig sin maak nie. Jou werk, jou stokperdjies, jou lewe bepaal nie meer jou ritme nie, Jesus doen. Niks bepaal jou ritme behalwe Jesus nie. Ek net gaan vir jou 'n vinnige toets gee en doen hierdie gou in jou kop. Jou interaksie met mense, veral met jou geliefdes, jou vrou en jou kinders, jou man en jou kinders, mense rondom jou, hoe jy hulle behandel. Okay, so hier is die vraag. Word dit bepaal deur hoe goed jou werk jou behandel, of hoe goed die werk jou vandag behandel het, hoe goed dit vandag gegaan het, waar ook al jy was, of word dit bepaal hoe goed God jou behandel? Jy laat agterkom hoe ongeskik en kortaf en lelik ons met ons familie is? Ons hanteer mense wat ons nie ken nie, uitstekend. En ons eie familie hanteer ons baie keer soos gemors. So is ons besig dat God ons ritme bepaal of die wêreld ons ritme bepaal? Wat beïnvloed jou ritme? Ons is mal daaroor om geliefd te wees. Wie van julle hou nie daarvan om geliefd te wees nie? Daar's nie. Almal van ons is mal daaroor om geliefd te wees. Ons is baie minder mal daaroor om gelei te word. Ons hou nie daarvan dat mense vir ons sê wat om te doen nie. Baie min van ons hou daarvan. Jy sê nie vir my nie. Dis nie, ek sê nie vir jou, dis net soos in dood eenvoudig, dis wat God vir my sê. Sê nie vir jou wat om te doen nie. God sê vir jou. Dis daai tipiese ding so, doen wat ek doen. Dis wat Jesus gesê het, doen net wat ek doen. Nie doen wat ek sê nie, doen wat ek doen. Ek sluit af. Matteus 19. Dit alles het ek nagekom. Hierdie ryk jong man kom by Jesus, hy vra vir Jesus, Jesus, ek het al hierdie voorskrifte gedoen, al hierdie goeders gedoen, so wat moet ek nou nog doen? Dit alles het ek nagekom, al hierdie goeders wat u gesê het die jong man gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, met ander woorde, as jy hemel toe wil gaan, dis waaroor het gaan. As jy by my wil wees, gaan, en dan hierdie gedeelte kan jy, ek sê, ons mag nie goed doodtrek in die Bybel, maar jy sal nou verstaan wat ek sê, trek dit dood. Verkoop jou besittings, trek maar net 'n lyn om dit, en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie gehad, baie besittings gehad. Jesus het toe vir die disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Dit gaan nie oor geld hê nie. Ons mis die punt as ons dink dit gaan oor geld. Dis hoekom ek sê, daai gedeelte verkoop jou besittings.
Dit kan jy eintlik doodtrek en jy kan daar langs aan skuif. Verkoop jou besittings, kan jy vervang met, hou op om die hele tyd Bybelstudie te doen en gaan werkeslag in 'n sopkombuis. Hou op om die hele tyd te werk en gaan speel 'n slag met jou kinders. Hou op om die hele naweek te gaan ontspan en kom 'n slag in die kerk. Hou op om, en jy weet, kyk, kan julle sien hoeveel goed kan ons invul daarso? So dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor wat stel jy bo my? Wat is vir jou meer belangriker? Jesus sê hierso vir ons iets wat ons baie keer mis. As ons in ritme met Jesus is, besit ons besittings. Ons besittings besit ons nie. Hoor mooi? Ons besit ons besittings. Ons besittings besit nie vir ons nie. Ons ritmes verskil. Kyk bietjie rondom jou, daar's altyd iemand wat dit meer beter of slegter gaan as met jou. Altyd. Iemand se lewe gaan dit meer sleg, iemand se lewe gaan dit meer goed. Iemand gaan dit meer ongelooflik goed, iemand gaan dit meer ongelooflik sleg. Maar jou lewe met God gaan soos wat dit moet gaan as jy in die ritme is wat hy vir jou gee. Ons het so 'n ding gehad wat ons altyd op kampe gesê het. Dan skree die een ou, God is good, en dan skree die almal, all the time. Dan skree ons all the time, God is good. Is dit so? Is dit in jou lewe so? Is dit my lewe so? En Jesus sê dit vir ons in Matteus 11, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op en leer van my. Hier gee hy vir ons die opdrag hoe om in ritme met hom te kom. Neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Met ander woorde, in hierdie gedeelte leer van my. Dis waaroor dit gaan. Hoe meer ons van Jesus leer, hoe beter sal ons in ritme met hom kan wees. Ken jy Jesus? Ken jy regtig vir Jesus? Vertel my 'n bietjie van hom. Ken jy vir Jesus? Vertel my 'n bietjie van hom. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, help ons asseblief om in ritme te kom met U. Help ons asseblief om saam met U te beweeg, elke liewe tree, om saam met U te wees. Here, maak ons honger om U beter te leer ken. Want ek dink baie keer mis ons dit. Baie keer het ons net nie 'n idee wie U is nie, want ons weet nie genoeg van U af nie. En daar is soveel ander goeders wat meer belangrik lyk. Soveel ander goeders wat ons aandag aftrek, wat so min waarde het eintlik. So Here, help ons om daai ritme reg te kry. Om saam met U in 'n ritme te beweeg, sodat ons kan agterkom, daar is net een pad en dis U. Daar is net een ritme en dis U. Here ons Vader, in U groot naam alleen. Amen.